Hallo en welkom. Ek is Henry Reynolds. As dit die eerste keer is wat jy op my kanaal is, wil ek vir jou sê, ek is baie bly jy's hier. Hierdie kanaal gaan nie daaroor om vir jou te wys hoe perfek my lewe is nie. Inteendeel, ek wil vir jou wys hoe God gewone mense soos ek en jy gebruik om buitengewone dinge te doen. En ek glo met my hele hart, dis nooit te laat om weer in jouself te begin glo nie. So my storie, vir 30 jaar was ek in die mediese bedryf, maar diep binne in my het ek later begin besef, daar moet meer in die lewe wees. Alhoewel ek van my werk gehou het, het ek gevoel, daar moet meer wees as net werk toe gaan, slaap, kinders sorg. Daar moet meer wees wat jy jouself kan geniet en jouself kan uitdruk. So 9 jaar gelede het my lewe drasties verander toe ek deur 'n egskeiding is. My kinders was maar 4 en 6 jaar oud. En soos baie ma's, enkelma's, moet ek leer om sterk te wees terwyl van my kinders. En party dae was moeilik, want ek kon nie sterk wees vir myself nie, hoe nog te sê vir hulle ook. So my kinders was my rede om aan te hou. En vandag is hulle my grootste trots. So verlede jaar het ek 'n baie brawe stap gevat en die mediese bedryf gelos. Ek het gedink as ek dit doen, gaan ek meer tyd vir my kinders weer hê. En ek het 'n kontrakwerk aanvaar, maar Desember het gekom en skielik het ek besef, dit gaan nie werk nie, want skielik is dit Desember, is vakansie, maar ek weet ook, as ek 'n kontrakwerk doen, as ek nie werk nie, gaan ek nie betaling kry nie. So skielik sit ek met die Desember vakansie en ek het actually minder tyd saam met hulle as wat ek sou gehad het. En ek het gevoel dat ek eintlik net een werk vir 'n ander verruil het. So ongelukkig het daai werk nie uitgewerk nie en ek moes Januarie begin om weer werk te soek. So ek het die een CV na die ander uitgestuur. Niks gehoor nie, met elke CV wat ek uitstuur, het my selfvertroue net meer en meer begin val. Ek het weer aansoek gedoen, weer vir dieselfde tipe werk wat ek gedoen het, want ek het gedink dit is al wat ek ken, dis maklik om terug te gaan soontoe. Maar die Here het daai deur toegemaak en dit het vir my teen die grond gebring, want ek het skielik begin besef, ek het nie meer planne nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, dis al wat ek ken, waartoe gaan ek nie. Maar terselfdertyd het ek ook, terwyl ek die CV's uitgestuur het, het ek ook begin besef, ek wil nie weer vir iemand anders werk nie, ek wil nie weer toestemming vra om herinneringe saam met my kinders te bou nie, ek wil nie weer iemand anders se droom bou nie, ek wil my eie droom bou, ek wil iets van my eie begin opbou, ek wil vir myself werk en daai eie droom van iets werk wat my eie gaan wees en trots daarop wees. Die Here het die laaste deur vir my toegemaak het verskriklik baie gebid en ek het regtig teen die grond gevoel en ek het vir Here gesê, wat nou? Ek het nie planne nie, jy sal met help, jy sal vir my iets moet wys en sê en hy het hierdie geleentheid oor my pad gebring en ek het net gedink, ja, ek kan nie hierdie doen nie. Ek het baie getwyfel, ek het gedink ek is nie goed genoeg nie, ek het gedink ek weet nie genoeg van hierdie aanlyn stelsel nie en hoe gaan ek dit doen? Totdat ek begin besef het, as die Here iets oor jou pad stuur, gaan hy jou daarvoor toerus ook. Hy gaan jou nie alleen los nie en hy gaan jou actually dra daardeur, want hy besef jy is goed genoeg. En daardie waarheid dra ek nog elke dag saam met my. So hierdie kanaal gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor elke vrou wat al gevoel het, sy is nie goed genoeg nie. Elke vrou wat 'n stukkie van haarself langs die pad verloor het. Elke vrou wat iewers moes opstaan en weer van voor af moes begin het. En ook vir elke vrou wat al gevoel het, is dit al waaroor die lewe regtig gaan. Dan wil ek vir jou sê nee, daar is soveel meer wat jy kan bereik in jou lewe, as jy net die Here toelaat om jou te lei en daardie deure vir jou. Ek wil vir jou sê, jy is nooit alleen nie en dis nooit te laat om oor te begin nie. Die Here sal saam met jou daardie stap vat. So as jy dink dat hierdie kanaal vir jou hoop moet of praktiese raad kan gee, wil ek jy moet asseblief
inteken. Skryf vir my kommentaar en vertel vir my waar in jou lewe is jy op hierdie stadium, waar het jy jouself verloor en waar wil jy graag weer oor begin. Ek lees elke kommentaar en ek sal graag hierdie reis saam met jou wil stap. En onthou, dis nooit te laat om weer in jouself te begin glo nie. Ek sien jou in die volgende video.